Hoekom is jy gehoorsaam? Vra jou buurman, hoekom is jy gehoorsaam? So my vraag is, hoekom is jy gehoorsaam? Dis 'n keuse. Dis 'n keuse, jy weet? En vir sekere goed in die lewe is daar geen keuse. Vir duiwels is daar nie 'n keuse nie. Vir sekere beginsels is daar nie 'n keuse nie. Maar hoekom sal God dan kom en vir jou 'n keuse gee? Hoekom is dit dan moontlik dat vandag is die duiwels soveel meer gehoorsaam aan God as jy? Natuur is soveel meer gehoorsaam as ek en jy vandag. Maar daar is iets anderste in daardie gehoorsaamheid wat God van my en jou vra. Dit is 'n ander tipe gehoorsaamheid. Kom ons kyk na daai definisie, asseblief. Asseblief skryf hierdie paar skriffies neer. Eerste een. En almal was verbaas sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat is dit? Wat 'n nuwe leer is dit? Dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is. Wat se leer is dit? My broer, my sis, hoeveel keer wat ek ook gesien het in my lewe, dan sit nou hierdie klomp arrogante oukies, en as hulle dan sien, ewe skielik, iemand wat bevryding kry in die naam van Jesus, en daai gees manifesteer, en hy gaan, as hy die naam Jesus hoor. En ewe skielik is daar 'n nuwe openbaring. Daar's 'n leer. Wat is hierdie nuwe leer? Dat ek verstaan dat die duiwels regtig net so onderwerp aan Jesus. Mag my lering, my omgang met die woord van God met so respek wees dat ek besef dat wanneer ek die naam van Jesus spreek, is die vyand bewus daarvan. Is die vyand bewus daarvan. Ja, wanneer jy nie weet wat die naam van Jesus beteken nie, en jy gebruik sy naam uitelik, sy naam uitelik is nie net 'n vloekwoord nie, soos wat ons verlede week gesê het. Sy naam uitelik gebruik is, wanneer ek nou maar net bid, in die naam van Jesus, en Jesus, ek's lief vir u, wanneer ek 'n liedjie sing, maar ek bedoel, ek sê Jesus, maar ek sit nie betekenis in dit nie, ek doen dit nie respekvol nie, jy gebruik sy naam uitelik in 'n lied, moenie laat lied sing nie. Moenie vanaand bid in die naam van Jesus, as dit nie uit jou hart uitkom, moenie môre leef in daai situasie in die naam van Jesus, as jy dit nie bedoel nie, want as ek dit nie met respek sê nie, ek gebruik dit sy naam heilig. Hallo? Dit is nie net wanneer jy die naam vloek nie, as 'n vloekwoord gebruik nie. Dit is wanneer ek hom sommer net so gebruik. Dit is 'n naam deel van my woordeskat. Mag sy naam nie deel van jou woordeskat wees nie. Mag sy naam die senterpunt wees. Mag sy naam die een wees wat jou tot aandag roep. Wat jou gedagtes laat fokus. Want wanneer sy naam geroep word waar daar duiwels is, gee die duiwels aandag. Wanneer sy naam met respek, wanneer sy naam met geloof, met waardering, met kosbaarheid, met dankbaarheid geroep word in 'n situasie, gee die duiwels dadelik aandag. Want hulle weet wie hy is. Hulle weet wie hy is. God vra jou, en ek vra jou vandag, hoekom gaan jy hom gehoorsaam wees? En 'n ander vraag is dan, hoekom is ons hom dan nie gehoorsaam nie? Is dit dat ons, die Heilige Gees gee my ten minste die openbaring wat die duiwel het, oor die respek wat ek veronderstel is om te hê vir sy naam. Geef vir my ten minste die openbaring wat die natuur het van u naam, en hoe die natuur op u naam reageer. Dis nommer 1. Nommer 2, dis die duiwels wat respek het. Toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat en hy is gereinig. My broer, my sis, rondom siektes, rondom krankhede, hoe is dit moontlik dat die natuur en die gemors dadelik kan reageer en gehoorsaam is? Ons praat van, dit het hom dadelik verlaat. Ek wil sê, die kanker was onmiddellik gehoorsaam. Gaan in die naam van Jesus. Wees genees in die naam van Jesus. En die liggaam reageer, want ergens het daar iets so connect, ek weet nie wat sê Afrikaans.
dat daai kanker, dat daai siekte reageer het en onmiddellik gehoorsaam het. Ons wil die Here vertrou vir dit, ja, en die Here het gekom, weet jy, en hy het oral hulle genees, en oral die duiwels uitgedryf. Hy het oral gewys hoe hel en die liggaam en die natuur onmiddellik hom gehoorsaam. Dis wat hy gewys het. Dis wat hy gewys het. Hoe alles hom onmiddellik gehoorsaam, hoe alles tot hom reageer en tot hom onderwerp. Dis wat hy gewys het. Wat moet ek dan lees in dit? Net dat die Here my net wil ook genees, net dat die duiwel ook moet gaan, net dat ek moet gesag hê oor die natuur. Of kan ek dieper kyk? Kan ek dieper kyk? Nou, wie is die een? Wie is hierdie een? Wie is hierdie een? Hoeveel keer het die mense dit gesê? Wie is hy? Wie is hy? Aan die einde van die dag moes hy hulle ontdek wie hy is. En toe hulle nie weet wie hy is nie, en nie verstaan wie hy is nie, toe loop hulle weg. Genees en al. Loop hulle weg. Duiwels uit, maar nog hulle loop weg. En Jesus vra vir die 12, wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? En op grond van die besef, op grond van die openbaring van wie Jesus is, volg die disippels, maak nie saak wat nie. Here, ons het alles verlaat om U te volg. Ons gaan nie nou omdraai nie. Hoekom? Want ons weet wie U is. Daarom gaan ons gehoorsaam wees. Maar die duiwels weet dit ook. Maar die duiwels volg nie. Die duiwels volg nie. In die volg is daar, ek volg want ek het 'n keuse wat ek wil maak om U te gehoorsaam. Om te volg moet ek gehoorsaam. Die gehoorsaamheid is die fondasie van ek volg Jesus, wat noem ons jy is 'n disipel. Noem jy jouself 'n disipel van Jesus, dit beteken jy gehoorsaam hom. Want dis in die fondasie van disipelskap. Disipelskap is, as hy links gaan, gaan ek links. As hy regs gaan, gaan ek regs. As hy stop, gaan ek stop. Hoekom? En want ek gehoorsaam sy aksie. Ek gehoorsaam hom. Nie net sy opdrag nie. Nie net sy opdrag nie. Nie net sy waarskuwing. Nie net sy dissipline van dit moet jy verander in jou lewe nie. Maar my reaksie tot die persoon, tot die God wat my God is, tot die koning wat my lewe is, tot die Christus wat die lewe is, waar die sterwe wins is. My reaksie tot hom is 'n gehoorsaamheid wat op 'n ander vlak is. Op 'n baie hoër vlak is, as elke duiwel in die hel, as elke natuur, situasie, as elke kanker, is op 'n ander vlak, dis op 'n ander vlak. En dit was die verskil, hoekom die multitudes wat aangeraak was, wat die wonders gesien het, al die goed gesien het, en selfs van hulle genees is, hoekom hulle omgedraai het, want hulle kon nie aanvaar wie hy regtig is nie. Mag die Here my in jou help. My vraag is, hoekom gehoorsaam jy hom? Next one, volgende een. En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy? Weer eens, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom, almal sê, gehoorsaam is. So die konneksie is, jy gehoorsaam die een, vir wie jy die meeste respek het. My broer, my suster, as daai storm in jou lewe woed, as die wind waai en die storm is daar, maar jou fokus is op die storm, gaan jy reageer op die storm, jy gaan die storm gehoorsaam. Wat beteken dit? Ek hanteer die storm, maar ek gaan nie eers voor God en vra, Here, wat is U plan in hierdie storm? Want U het geweet van hierdie storm. Jesus stuur hulle oor, en soos julle almal weet, wat ons altyd sê is, Jesus het geweet, hy stuur hulle in die storm in. Hallo. Maar ek is besig met die storm. En laat die storm met jou praat. Laat die storm met jou praat en jy reageer tot die storm, jy onderwerp aan die storm, want jy probeer nie die storm hanteer. Hoe gaan Jesus lyk? Soos 'n spook. Totdat hy sê wie hy is. Totdat hy sê wie hy is. Toe verander die situasie. Maar fokus jy op 'n storm, en Jesus is die spook in jou storm.
Fokus op hom. En jy sal die meester sien op die water. Jy sal die meester sien wat oor die storm loop. Nou ek weet nie hoe presies het hy geloop nie, of hy nou so geloop het nie, want nie, ek bedoel, in 'n storm is die see mos nou baie onstuimig. Het jy so reguit geloop, onthou dat ons die Here vra eendag. Het hy so bo gesweef, so reguit, terwyl die water so gaan, of het hy saam met die water so gegaan? Hallo, alright. Julle staan nou nie belang daarin nie, maar Jesus kom, so bo oor hy storm. En hy wil kom. Hy moet my sis, hy wil kom vir jou. Nie so wat die duiwel kom vir jou nie. Jy weet, hy wil kom om daar vir jou te wees. Hy wil homself wys in die storm. Hy wil eerstens glo jy gaan die mag hê, jy gaan verstaan jou autoriteit. Hoe die storm moet luister, hoe die storm moet luister, hoe die storm sal luister as jy in die naam van Jesus met die storm praat. Maar toe hulle nie die naam van Jesus gebruik om die storm stil te maak nie, want soos wat ons al baie gesê het, wat die skrif sê, Jesus het gewandel, hy was op pad na die ander kant toe, hy was nie op pad na jou boot toe nie. Hy was op pad na die ander kant toe. Maar, almal sê maar, toe hy sien dat hulle sukkel, en dat hulle nie die autoriteit gebruik wat hulle het nie, dat die storm vir die naam van Jesus sal luister nie. Toe gaan hy na die boot toe. Deur God se genade, wanneer ek en jy in die storm is, kom God, en hy klim in hy skei. En hy sal hy storm vir jou hanteer. Maar asseblief. En toe verwyd hy hulle. En sê, hoekom julle klein gelowig is? Nou, wat se geloof moes hulle gehad het? Hulle moes geloof gehad het om die storm aan te spreek. Mag ons nie meer die storms probeer hanteer eerstens nie. Maar mag ons in die naam van Jesus met autoriteit in môre se situasie inkom, môre se uitdaging, môre se intimidasie, môre se ding wat ek 'n krisis wil noem. Môre se krisis is God se geleentheid. Dis God se geleentheid. Dis God se geleentheid as ek verstaan die respek vir die naam van Jesus, en as ek verstaan hoe daai situasie moet luister vir Jesus, en as daai situasie dan nie verander nie, dan is dit omdat die Here dit nog nie nou wil verander nie. Maar jy aanvaar nie dat die situasie nie vir Jesus sal luister nie. Hy sal klaar. Daai storm van omstandigheid hy sal klaar. Maar my vraag is, hoe besig is jy om die water uit die boot uit te skep? Om die krisis uit die boot uit te gooi? Hoe besig is jy om die krisis uit die boot uit te gooi? Nou ja, dit is een voorbeeld. Die ander voorbeeld is natuurlik Jona. Wanneer jy in 'n verkeerde plek is, dan gaan alles oorboord gegooi, totdat daar bekering is en die erkenning is van wie is die God wat hierso nou betrokke is. En toe Jona erken, dit is ek, en daar is 'n God van wie ek weghardloop, en ek besef, en ek moet erken, ek moet bely, ek het nie respek gehad, en ek was nie gehoorsaam aan hierdie God nie. Dan het die vyand reg. Jy gehoorsaam hom nie, amen, en ons maak foute. Prys God, prys die Here vir sy genade. Hallo? Maar as jy besluit om nie saam met God te gaan nie, die vyand het die reg om daai storm te stuur. En in daai storm, jy kan daai storm aanspreek, hy gaan nie verdwyn nie. Al wat daar moet gebeur is, jy moet jou bekeer, jy moet eerlik wees, jy moet gebroken wees, jy moet jouself nie regverdig nie. Jy moet by 'n boetie gaan sit en sê, help my. Jy moet met daai ding deel. En dan sal die storm vir jou luister. Dan sal die storm vir jou luister. Maar jy gee oor in God se hand. Jy gee God oor aan God se hand. En hulle sê, nou gaan ons jou oorgooi, dan gaan die storm stil wees. Ja, dit is so gesê nie. Hy het so gesê. Hy het gesê, ek weet die krag van God. Ek weet die mag van die God.
dat die see sal luister, die storm sal luister vir God, as julle my net oorboord gooi. En moet my sis, kom in gebrokenheid, kom in nederigheid, en hê respek vir die God in jou lewe. En flirt met jou opinies, en flirt met al die ander rabbies, en use the name of the Lord in vain, en die flirting, en die regverdiging, en al die ander goedjies, dis alright, maar ek gaan nergens kom nie. Veral as ek al hoe meer leer hoe om sy naam eintlik te gebruik. Maar as jy so respek het vir sy naam, dat jy weet, dit kan net wees Jesus, en die storm sal stil wees. Wie is hy in jou lewe? Want as jy weet wie hy is, sal jy verstaan hoe hy 'n storm kan stilmaak. By die see kan sê, pjoe, by vir die vyande, wat soos brommers wil kom, nou in jou lewe, kan sê, daar gaan julle, daar gaan hy, klaar. Klaar. Dan wat sy respek het jy, hang af wat, hoe jy weet, wie is die een? Wie is die een? Want as jy weet wie hy is, dan weet jy wie jy is. Kom ons sê, as ek weet wie hy is, dan weet ek wie ek is. Oké, maar as jy nie weet wie hy is, en jy kan probeer ontdek wie hy is, aan die einde van die dag, as jy weet wie hy is, dit is net een groot stuk pride. Die beginsel kan werk, en die ouens daar buiten, die professionele oukie, wat nie die Here ken nie, en hy het al die meesterlike beginsels, hy vang die beginsel, en hy kan sukses hê, want die beginsel werk, maar God is nie in dit nie, maar dit wat hy vir hom gebou het in sukses, die vloek is in die sukses, die vloek is in die sukses, nie God se seën nie, ergens, of vir die kinders, of vir die kleinkinders, die vloek in die welvaart, die vloek in die voorsiening, die vloek in die ding, want het is gebou op sand, het is gebou op sand. Hy wil wag vir die regte oomblik. Jy is in elk geval klaar in jou glorie in. Ek wag vir jou kinders of vir jou kleinkinders, sodat ek net so kan maak. En die ding wat jy gebou het op hulle kan instort. En ek 'n goeie joke kan sien. Mag dit nie meer so wees nie. Respek vir die naam van die Here. Amen. En besluit wie gehoorsaam wie. Gaan jy die omstandighede gehoorsaam, my boet my sis, wanneer jy God nie gaan gehoorsaam nie, dan gehoorsaam jy iets anders. En sover ek weet is daar net twee, die Here en die duiwel. Daar is net lig en duisternis. Daar is nie eintlik rare grys areas nie. As jy jou Bybel mos nou lees, nee. Hallo? Sê jy man, hallo? Wat toch? Oké. Wie is hy? Dat selfs die wind en die see om gehoorsaam. Volgende een. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat, die duivels, en die onreine geeste het uitgegaan en die varke gevaar en die trop en daar was omtrent 2000 en van die kraans af het hulle in die see gestorm en in die see verdrink. Hulle het nie gaan vir 'n dive nie. Wat was dit? Toe Jesus in die area kom, toe hardloop daai ou wat vol duivels was, legioene, hordes van duivels was in daardie ou, en daardie ou hardloop na Jesus toe, want hulle verstaan, wat gaan gebeur, as hy praat, het u gekom om ons voor die tyd te pynig, het u gekom om ons voor die tyd te pynig, ons wil nie weet wat u gaan doen, want ons weet, dat ons op die triljoenste van 'n sekonde, gehoorsaam gaan moet wees, daarom hardloop hulle na hom toe. Wat doen jy? Hoopelik doen ons bietjie meer as wat die duiwel doen. Dat ons hardloop na die Here met ons situasie. En sê, Here, wat wil u doen? Want wat u doen, wat u sê, wat u wil is, dit gaan gebeur. Ek glo dit, ek kies dit. Amen. Asseblief, my uitdaging is, en ek sê die kerk van Christus, dit gaan gebeur. Die kerk moet bepaal wat in die nasie gebeur. Die kerk is veronderstel om te bepaal wat in Bloemfontein gebeur. As die kerk terugsit, dan gaan die ander goedjies maar moet gebeur. Dan moet die mense gehoorsaam wees aan watter helse agenda vir Bloemfontein daar is. Want daar is 'n meesterlike helse plan vir Bloemfontein. En as die kerk nie opstaan en die autoriteit van Jesus inbring nie, dan moet die helse plan, meesterlike helse plan uit die helheid, werk in Bloemfontein. As ek reg onthou, ons is die lig van die wêreld.
As die lig nie skyn nie, wat sy groot openbaring, o ja, dan eers die duisternis. Dis ons hier. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Mag ons sy naam nie eintlik gebruik, Here om net te gebruik vir my situasie, asseblief Here, help my met dit, jy doen dit omdat jy afhanklik is, ja, omdat jy erkenning gee aan hom. Mag die Here ons help. Maar wat gebeur hier so? My moet my sis. Weet jy, hierdie varke onderwerp aan die duiwel. Die duiwel sê, laat ons net in die varke invaar. Want hoekom? Daai ouens, dis 'n ander teologiese diskussie op 'n ander dag. En die ouens gesê het van daai besigheid met daai varke, daai ouens was die kroeks. Hulle het hulle eie ding gehad. Hulle eie ding wat hulle met hulle eie besigheid wil doen. Dis hoekom hulle eerder vir Jesus sê, asseblief, gaan. U gaan vir ons moeilik maak. U maak die dinge vir ons moeilik hierso in hierdie besigheid. Maar daai besigheid wat jy doen, wat nie noodwendig in die naam van die Here, nee, sorry, ons sê dit is in die naam van die Here, maar waar ek nie by God gehoor het oor my strategie, nie by God, by Heilige Gees hoor, wat moet met dit gebeur? By Heilige Gees hoor, hierdie faset, dit gaan vir vrou, hierdie faset gaan vir die kinders, sukses in hierdie lyn gaan vir die kerk gebou, hierdie ene gaan vir dit, daai ene gaan vir die holiday, en daai ene gaan vir my vir 'n nuwe kar. En daai deel van die besigheid krak sommer op, daar gebeur niks nie. Vir jou kar, en 'n nuwe kar. En die ander, jy bly by wat God gesê het. Jy bly by wat God gesê het. Maar dis nou as God betrokke is, as God in beheer is. Dan het hy nie net die finale sê, dan het hy die eerste sê. He's the beginning and the end. Hy is die eerste en die laaste. En dit is die getuienis van jou besigheid, die dag wat jy daar voor die Here staan. Ja, my seun was die eerste en die laaste in jou besigheid, in jou werk, en daar waar jy betrokke is. Hy was die eerste, want jy het hom altyd eerste gevra oor wat moet en wat nie. En aan die einde was hy die laaste, want jy het seker gemaak dat hy en hy alleen die eer kry. Hy was die eerste en die laaste. Hy was wie hy is in jou besigheid. Die eerste en die laaste, in jou denke, in jou verhoudinge. Hy is die een wat het initieer, dat jy hierdie verhouding met hierdie een sal hê. En aan die einde van die dag, die laaste, Here, dis net u genade. Dis net u genade. Hoe die auntie gesê het, dis net die Here se genade, dat ek hom nie doodgemaak het nie. Nou ja, nie een van julle nie. Nooit. Maar wat sê ek? Mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen, hoekom is jy hom gehoorsaam? Omdat jy hom diep ken, sy hart ken, nie net sy autoriteit nie. Nie net sy autoriteit nie. Weet jy, Jesus dryf ons, beveel ons, want ons gaan moet gehoorsaam, ons is nie 'n keuse nie, maar beveel ons ten minste, dat ons in die varke ingaan, dat ons in die besigheid ingaan, wat korrup is, dat ons in die man se besigheid ingaan, wat korrup is, duiwels uitgedryf word, waar kan ek heen gaan, waar kan ek en my maatjies heen gaan, ek kan in sy besigheid ingaan, want die besigheid is korrup, ek het plek in die besigheid, want hy is korrup, hy betaal nie SARS nie, hy betaal nie tiende nie, whatever, of vergawe, wat ook al, hy saai nie waar die Here van sê, hy moet saai nie, ek praat nou van Tanstina oor kan die straat, hy bou daar besigheid van die vrees, sodat daar genoeg is vir hom en sy kinders, hy bou daar besigheid vanuit 'n selfregverdiging, hy bou daar besigheid, want hy moet suksesvol wees, want iemand het gesê, you're gonna fail, you're never gonna make it, en die ding werk, die woord lewe in sy kop, en daarom bou hy hierdie dings, maar Heilige Gees moet vir hom wys, dat die stemmetjie praat, die stemmetjie wat sê, iemand die ou wat gesê het, you're gonna be a failure, dat die stemmetjie praat, en dat jy luister vir die stemmetjie. Heilige Gees moet dit wys. Ek en jy weet baie keer nie die goedjies. Heilige Gees
Moet vir my wys, hoekom gehoorsaam ek God? En hoekom, wat 'n ander goedjies is daar, wat ek na luister en dit gehoorsaam daarop reageer? Is ons nog hier? Iemand is nog hier? Maar Jesus stuur ons in daardie korrupte besigheid in. Want dit gaan werk. Dit gaan werk. Ten minste kan ons daar tuis hê. Ten minste as gevolg van daai korrupte besigheid het ons nog die reg om hier in hierdie omgewing te bly waaroor ons aangestel is. Dis 'n ander lering oor demone wat aangestel is oor sekere areas, sekere gebiede, sekere stede, sekere nasies, sekere owerhede. We are assigned in this region, but a place where we will be welcome is in that corrupt business. Klim daarin, en wat gebeur? Al die varkies luister vir die duivels. Daar gaat julle. Wat dan nie sê. 'n ander lering weer vir 'n ander dag is, die demoniese vestings, die demoniese gemors from the sea, waar die draak vandaan sal kom. Dit is meer 'n openbarings ding, waar baie ouens foefies ingaan, en hierdie conspiracies het, en wat ook al, wees maar versigtig oor daai ene. Maar daar is demonic in die see. Hier is nie vol duivels nie, wat ek sê nie. Maar sekere ouens op sekere levels kan in die see ingaan, hulle bly daar. Daai tipe van vlak levels met sataniste en sekere ouens met 'n klomp gemors. Is dit selfs sulke goed moontlik. Ja, ons het daar ook 'n plek ten minste. Ons weet, hierdie varke gaan vir ons luister. Daai korrupte besigheid gaan, as ons duivels praat, gaan daai korrupte besigheid submit aan wat ons sê. Want ons het reg in dit. Hy beloof dat ek gaan luister, want dit is net korrup, die Christen bly stil, dit is allemaal net behep met hulle eie situasie. Jesus dryf ons ten minste net nie uit die gebied uit nie, maar los ons, want ons het legally die reg tot die varke, tot al die varkbesighede in die stad. En Jesus laat hulle dit toe. Anders sou dit daar maar waaragtig bietjie nasie gewees het. Want Jesus sommer net sê, alright, gaan verwoes daai ou se besigheid. Nee, dis die werk van die vyand. Maar legally kan hulle voor God staan en sê, ons het eintlik reg tot daai besigheid, met daai varke. Mag die vyand nie legally reg hê om vir jou te hit in gebied, hoe wat gebeur in jou finansies, in jou toekoms, in jou besigheid, in jou werk. In Jesus naam. Next one. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom, wat? Hoe weet jy is 'n diensknegt? Om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom wat aan wie julle gehoorsaam is nie. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Of van die sonde tot die dood. Van die sonde tot die dood. Jy word 'n diensknegt. En hier kom 'n nuwe ding in. Die duivels dien nie die Here nie. Hallo. Dis hoekom hulle vir ewig gaan in die hel wees, toegesluit. Maar die mens, wanneer hy gehoorsaam is, word hy iets. Hy word iets as gevolg van die gehoorsaamheid. Die duiwel word nie nou mooi soet nie, omdat hy gehoorsaam is. Hy word nie soet nie. Hy word nie nou 'n diensknegt van die Here nie. 'n Diensknegt wat hom volg, wat voor hom buig in aanbidding, wat afhanklik is van hom. Hier kom ons nou in 'n nuwe dimensie van gehoorsaamheid. Hierdie diensknegt. Maar jou gehoorsaamheid het die vermoë om van jou hierdie mens te maak, waar jy jou kop behep is dat daar genoeg finansies en goed sal wees. Jy gaan 'n diensknegt word van Mammon. Hy gaan jou vreet. En of jy 1 miljoen het, en of jy 10 miljoen het, jy gaan nog meer gestres wees, sê die skrif. Daai ou wat geldgierig is, hoe meer hy het, hoe meer bekommerd en meer behep is hy met dit. Hallo, jy is vergenoeg daar waar jy is, wat beteken dit?
dat jy die diensknegt van God wees. Nie 'n diensknegt van omstandighede, nie 'n diensknegt van daai situasie, dat jy nie so dit praat in jou kop, dat jou gehoorsaamheid is tot daai ding wat die hardste skree. Daai ding wat die hardste skree. Jy het al daai ding gesê, verseker, dit is dalk 'n ander konteks van, jong, ons hanteer die ding wat die hardste skree. Daai ou wat in skuld is, die ouens wat die hardste skree, ons betaal hulle dan so bietjie. Ons betaal hulle so bietjie, en dan die volgende oor die hardste skree, waar ek in die moeilikheid gewees, dan betaal ek om so bietjie. Dan betaal ek om so bietjie. Ek hou net so 'n tipe van 'n skietstilstand, met almal. Niks met vrede te doen nie, maar skietstilstand. Maar ergens moet ek by God uitkom. Ergens moet ek sê, Here, ek het respek vir U. U moet die eerste en die laaste wees in hierdie finansies, in hierdie besigheid, in hierdie situasie. Moet U die eerste een wees en die laaste sê, die eerste sê. Wys vir my. Vergewe my dat U nie die eerste sê gehad het nie, maar wat wil U nou sê, asseblief, in die naam van genade en restaurasie deur die bloed. En die Here sal dit vir jou doen. Die Here sal dit vir jou doen. Amen. So jy as mens, daar is nou iets anderste, iets meer as die storms en die see en die duiwels en al hierdie ouetjies. Deur jou gehoorsaamheid gaan jy iets word, jy gaan sleg word, of jy gaan kwaliteit word. Jy is kind van God, jy gaan hemel toe, maar jy het 'n vrot lewe gelei hier op aarde, met jou vlees. In die sin van, dit wat jy gebou het, het geen ewigheidswaarde nie. Of dit wat jy gebou het ewigheidswaarde. Onthou ons praat nou van 1 Korintiërs 3. Dit wat jy gebou het, dit wat jy gewerk het, gaan deur vuur getoets word. As jy met goud en edelsteente gebou het, dit gaan vir ewig staan. Dit gaan vir ewige getuienis wees. Dit gaan vir die generasies wat nog leef, as jy voor die tyd gaan, voordat Jesus kom. Dan gaan dit vir generasies 'n getuienis, 'n bemoediging wees. Dit gaan 'n ewigheidswaarde hê. Dit gaan gonna be a cloud of prayer over that man, that's where daai kind of daai kleinkind of die agterkleinkind, wanneer hy uitreik na God, gaan dit uitstort oor sy lewe, want daar's 'n wolk wat versadig is met reën, wat oor hom hang, en wie is dit? Dit is ouma en oupa wat gebid het, wat gespreek het, wat getrou gewandel het. Daai woord gaan nie leeg terugkeer nie. Ergens in een of ander generasie gaan hy vervul word. Iemand moet amen sê dalk. Kom ons dien die Here. Kom ons dien die Here. Maar dit is gevaarlik. Wie jy gehoorsaam. Want dit gaan nie net van ek's in die moeilikheid of ek's nie in die moeilikheid nie. Ek het geluister of ek het nie geluister nie. Dus wanneer ek luister, word ek iets. Maar vir wie ek luister, daai een sê wie ek gaan word. Jy luister vir die vrees gaan sê wie jy sal word. Jy luister vir die kompromie, jy luister vir daai verslawing, daai rabbies verslawing in jou lewe. Hy gaan vir jou sê wat se gemors jy gaan word. Hy het die reg, want jy dien hom. Jy het gekies om sy slaaf te wees. Of jy vat die woord en al hoe meer, jy sal hom loof, jy sal vir hom luister, wat die woord sê. En as jy nie die deurbraak sien nie, sal jy nog steeds vir God luister. Hoe? Here, ek loof jy in alle omstandighede. Ek bid nie om die dinge verander het nie, maar ek bid en ek verklaar ek het U lief. Ek sal getrou saam met U wandel. Dis alles gehoorsaamheid. Wat God die finale sê, het al skreeu die storm. Next one. Ons gaan amper vir 'n landing. En die 70 het met blyskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp aan ons in U naam. Wat beteken dit? Hulle het geluister. Met luister, met gehoorsaamheid is daar iets van onderwerping. Iets van onderwerping. Maar die een in humiliation, die ander een in humility. Die een onderwerp in beauty, the other one submit in shame. Duivel submit in shame. Jy onderwerp, omdat jy God lief het. Kom in gebrokenheid. I humble myself in your sight, O Lord, and you lift me up. Duivels, I humble myself in your sight, and you send me to hell. You won't be ashamed. Maar onderwerp vandag, daai stuk vlees, daai stuk vrees, daai stuk angstigheid, daai stuk stres, daai ding, maar dis nou, terwyl ons praat, verander jy mos, verander ek mos, want jy vat dit nou, terwyl ons praat,
En dan vat jy die waarheid en jy, daai ding wat jy sien in jou lewe, sit jy hom onder die waarheid. Jy vat daai prentjie, jy vat hierdie woord, jy vat hierdie waarheid, jy sit hom daar en jy sien hoe jy hierdie ander ding aan hom onderwerp. So you will submit to this truth. Because the truth will set me free. Amen. Ons is nog hier. En die duiwel sal aan jou onderwerp. Soos wat daai storm, jy met die storm kan praat. En die storm moet in lyn kom vir God se plan in jou lewe. Storm moet jou dien. Storm gaan nie noodwendig stil bly nie. Storm gaan nie noodwendig stop nie. Maar wat ook al God se plan is met daai storm, the storm will serve you. Die storms waar die aarde geskit word, die hemele geskit word, die nasies geskit word, al hierdie goed in die eindtyd, al hierdie verskriklike goed wat gaan gebeur, it must serve the purpose of God for the church to rise up and the greatest revival to come forth. Amen. Mag die storms jou dienaar wees. Maar 'n stukkie duiwel, is allemaal, nie, kry nie stukkies nie. Daai ding wat jy nou hoort nie, hy moet gaan in Jesus naam. Hy moet gaan in Jesus naam. Amen. Right, next one. Jesus sê, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En almal sê dadelik, het hulle nette laat staan en hom gevolg. Ons het 'n preek, 'n teaching gedoen oor dadelik. Die tema was dadelik. Ek gaan luister hom ook sommer asseblief. Hy sluit aan met hierdie ene. En dadelik het hulle nette laat staan en hom gevolg. Jo. Dis hoekom Jesus, hulle het hom nog nie mooi leer ken nie. Hulle het hom nog nie eintlik leer ken nie. What a miracle. What a miracle. Dat toe hy nie daar kom, hy het hulle homself nog nie aan hulle openbaar nie. Hulle het nog nie die wonderwerke gesien nie. Hulle het nog nie gesien hoe hard op die duiwels nie. Wat 'n wonderwerk. Here, gee my daai genade, dat as U net sê, kom, ons gaan nou dit doen. Dat wat ek nou doen, is dat ek dit net daar sal los en dadelik sal gaan. Maar as ek so besig is met my nette wat moet heel word, of hierdie besigheid en dit, ek moet verantwoordelik wees. Jy beter verantwoordelik wees, magtig. Jy moet verantwoordelik wees. Maar jy is so in hierdie verantwoordelikheid, dat jou verantwoordelikheid die stem het. En jou definisie van verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid om aan God gehoorsaam te wees. Bottom line. Jy het 'n verantwoordelikheid om aan God gehoorsaam te wees. Want hy die finale sê. Jy kan dit dalk neerskryf. Jy het 'n verantwoordelikheid om aan God gehoorsaam te wees. That's all. Niks anders dan nie. Weet jy hoeveel jong mense kry ons? Dan glo hy is voltyds geroep. Maar pa en ma sê nee, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Nou ek moet my pa en ma eer. Ek sê ja, as jy minderjarig is. As jy ouer word, jy gaan nie vir die Here kan sê, my pa en my ma het gesê. My pa en my ma het gesê. Maar as jy ouer word, kan en die Here sê vir jou, dis dit wat jy moet doen. Jy moet voltyds in die bediening gaan. Wat jy dan, wat ek hierdie week ook vir iemand gesê het, dan gaan jy na jou pa en jou ma en sê, ek het respek vir pa en ma, maar pa en ma het my geleer om God te eer, sy woord te waardeer en hom te gehoorsaam. En omdat pa en ma my geleer het om sy stem te hoor, pa en ma my geleer het om sy woord te gehoorsaam, daarom moet ek nou sy woord gehoorsaam. En dis wat ek hoor, dat dit is my toekoms, dit is my roeping. Hallo, dan mag ons daar nie staan, dis in God en hy kind nie. Amen. Dadelik het hulle net te laat staan. Hulle het hom onmiddellik gehoorsaam en hom gevolg. Maar hierdie, die ene is ek gehoorsaam en vlug, aan een is ek gehoorsaam en volg. Ek gehoorsaam en volg, gehoorsaam en vlug. Dis nou die duiwels. Hallo, en hoor jy? Jy hoor die woord, maar jy vlug in regverdig in. Jy vlug in regverdiging in. Jy hoor die woord, maar jy vlug in, ek het dit al gehoor. Jy hoor 'n woord, maar hy gaan so verby jou, hy glip net so saggies verby. Mag ek
mag elke woord my bring tot daai T-junction, tot daai T-aansluiting. Sê en die Here sê, yes. In die lig van die woord gaan ek links en ek gaan hoor op saam met God, of ek gaan regs en ek ignoreer die woord. Maar ignoreer hom en die vyand het net meer reg. Nee, nie meer nie, in Jesus naam. Volgende een. Sacrifice and meal offerings you do not desire. Ek sit hom in die Amplified. Nor do you delight in them. You have opened my ears. Almal sê, opened my ears. Given me. Kom ons sê, given me. The capacity to hear and obey your word. Skryf hom asseblief neer, stik hom op jou foon, doen iets, ek het nog steeds geloof dat ons sal neerskryf soos wat die woord sê, som op jou hart, op jou kop, op jou hand, ons sê die skrif oral. Gaan lees hom in die Amplified, gaan vat hom. God has given you the capacity to hear and obey His word. Dis hoekom van jou vereis om hom te hoor en te doen wat hy sê. Dis hoekom hy jou verantwoordelik hou om gehoorsaam aan hom te wees, want hy het jou daai vermoë gegee. Hy gee jou die kapasiteit om hom te hoor en om hom te gehoorsaam. Amen. Kom ons sê net laastens, ek het die kapasiteit om God te hoor en om te gehoorsaam. Kom ons sê, hoor, gehoorsaam. Maar dit gaan werk. Maar dit hang af wie jy hoor. Right, volgende een. Hy selfde een. Ek het lus, maar dis nou vers 9, maar weer terug na die Afrikaans. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen. En u wet is binne in my ingewande. Klink intens. Binne in my hart, hier binne is u wet. Dit wat u sê, u beginsels, dit wat ek moet volg, dit wat ek moet aan gehoorsaam wees, dit wat ek aan gehoorsaam gaan wees, is hier binne. The systems. Jy het daai systeem en daai computer. Jy het nie veel van die goed af nie. Maar jy het daai systeem, en as jy daai systeem het, hy gaan, as jy iets wil daar indruk, iets daar wil tik, die ding wat ook al jy met hom doen, hy gaan gehoorsaam wees volgens die program. Niks verder nie, dit is klaar. So wat is die program is daar binne? Wat is die program is daar binne in jou? En jy het 'n paar programme, en daar is 'n paar gemorsprogramme, wat jy toelaat, en dit maak dat daar virusse inkom. Maar die antivirusprogram, wat tot in die ewigheid sal werk, van waar jy ken nie woord, maar jy weet van gebed, jy weet die onderskeiding, van wat is van God, wat is nie van God nie. Moenie daai virusse toelaat nie. Moenie daai virusse toelaat nie. Maar mag daai program wat in jou werk, is hierdie ding. Die wet is binne in my ingewande. Daar's 'n program in my, wat weet hoe om u te gehoorsaam, wat weet hoe om te dink soos wat u dink, wat weet wat is u beginsels, wat weet wat is u tipe van strategie, wat u sou doen in sulke situasies. Dit is u wet in my ingewande. Ek het lus om u welbehae te doen. Nee, ons kan lekker daar ander skrif vat. Wow, dit wat in my leef, dit wat ek wil, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ons kan daai enetjie, nou nie julle nie, ek het hom al gebruik, nie gister nie, maar weer terug. Wat sê ek? Jy spreek hier nie oor jou. As jy nie lus het om die woord te lees nie, spreek dit, sê dit, want jou gees het lus, jou gees is honger. Al manifesteer jou siel en jy hoor net jou siel en jy is net gehoorsaam op daai stadium aan jou siel en jou emosies en jou siel en jou denke en jou siel en jou hoe jy nou jou situasie en wat ook al regverdiging gee, hoekom jy nie by die woord gaan uitkom of nie nou gaan bid nie. Besluit saak met siel nou. Jy is 'n gees. Dit maak jou die verskil tussen jou en Bobbejaan. Jy's nie 'n aap nie. Sê vir jou buurman, jy's nie 'n aap nie. So luister vir jou gees. Luister vir jou gees. Hy's honger vir die woord. Jou gees is lus om God te gehoorsaam. Lus om u welbehae te doen. Vreeslike ou Afrikaans wat praat van eintlik to do your will, to obey you,
to hear you and obey you. Daar's 'n lus in jou. Daar's 'n lus in jou. En ek het nog 10 keer sê, daar's 'n lus, nie 'n die wellus nie. En ons praat van die lus. Daar's 'n lus in jou om God se woord te doen. Daar's 'n lus in jou om hom te gehoorsaam. Te veel het dit in my lewe gebeur, ek weet nie van julle nie, dat jy eintlik meer voel, ek is eintlik veronderstel om dit te doen. En dan voel ek skuldig, want ek is veronderstel om dit te gedoen het. Of ek weet, ek moet nou eintlik dit doen. En alright, ek kies om dit te doen. Dis 'n sacrifice, maar ek kies om dit te doen. Maar wanneer is dit net, ek is 'n lus om môre daai ou met lankmoedigheid te hanteer. Okay, ek gaan daar kom nog, dit maar vir my. Maar, dink aan die woord, ek is lus om ouens te kan vergewe. Ek is lus om lankmoedig te wees. Ek is lus om in liefde op te tree. Ek is lus om van Jesus te praat. Ek is lus om vir ouens raad onder leiding van die Gees te gee. Ek is lus om nederig te wees. Ek is lus, dit klink freaky in my ore. Maar die Here gaan ons help. Amen. Ek het lus om u welbehae te doen. En selfs die woord welbehae is meer as sy wil. Want sy wil, met die demone is, my wil is, julle gaan soontoe. As ek sê, nee, julle gaan nie in die varke nie, maar julle gaan na die put, van die hel. Ek is hier en ek gaan julle voor die tyd pynig. That's that. Maar die duivels is nie lus om te luister nie. Maar hulle gaan moet luister. Maar jy wat lus is, omdat jy 'n verhouding het, omdat jy 'n verhouding het met God, dis die verskil. En dis mooi, dis 'n mooi. Hallo, ons met mekaar. Daar sê, die volgende en die laaste een, kom ons kyk. Ja, is die laaste een. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê, ons gaan na hom toe kom en by hom woning maak. Daai bewaar in die kern van dit. Hy sal my gehoorsaam. Daar is soveel ander skrifte ook. As jy my lief het, sal jy luister. If you love me, you'll obey me. You'll obey me. Gehoorsaamheid, maar gehoorsaamheid in die konteks van 'n familie, in die konteks van 'n woning, in die konteks van dit wat liefde is. Hallo? So, gehoorsaamheid is 'n tool, is an expression of love. As jy my lief het, as jy hierdie nie cheap liefde het nie. Ons praat nie van die manipuleer liefde nie, onthou julle wat ons sê? Jy kan nie vir jou vrou sê, as jy my lief het, sal jy vir my ontbyt in die bed bring. Sy gaan vir jou laag. Hallo, nie jou vrou nie. Goed? Nee, daar is manipulasie. As jy my lief het, you will obey my teaching. Wat sê dit? As jy my tipe liefde het, sal gehoorsaamheid deel daarvan wees. Anders is dit nie my tipe liefde nie. Then it's a cheap love. It can be a manipulative love. But as jy my tipe liefde in jou het, sal jy my gebooie wil bewaar. Jy sal gehoorsaam wees. Want jou lewenstyl sal jy inrig volgens hierdie liefde wat ek in jou geplaas het. Want ek het my ingerig en my geonderwerp aan my liefde vir jou. Deur Jesus, my seun aan die kruis. So jy onderwerp jou aan God, jy onderwerp jou aan die woord, jy onderwerp jou daar waar God jou geplaas het. Hallo? Omdat jy God lief het. Toe ek met Krearie begin het en ek is die enigste een, gee klas oral en ek het 37.428 keer gevoel as jy mal. Het jy medies gelos om hier so rond te loop en al hierdie klasse van 7 tot 10 in die aand te gee. Nou as jy ons maar, daar so. Sy na vriendin het by my klas geloop. Hoe laat? 8:30 en 9 hier in die aand. Want ek het klas tot 10 uur gegee. Dan kom hulle 8:30, maar dan bring hulle altyd vir my kos. Hulle sê, jy lyk heeltemal te verlep. Ons kry nie waarde vir ons geld nie. Ek vir 'n hele jaar, na eerste jaar, met hulle 8:30, die een en 9 die ander in die klas gehad. Die ding was nog op 'n Dinsdag. Maar, hallo,
En hy het die selfoon, hy was nie, en ek skrik het daar is, ek is als. So ek het vir my 'n lang kabel gekry van omtrent so 50 meter, telefoonkabel, seker illegally, maar ek loop met die foon met die kabel, daar waar ek hierdie klas gee, en dan gaan ek loop ek en gaan gee klas daar in die Bybelskool. Die pastore en die ouens het net gesê, as hulle uitkom daar, dan kyk hulle net waar lê die telefoondraad, dan weet hulle waar is Cornelis, by watter huis, daar oor die grasperk. En ek het sê, is jy mal? Het jy wragtig medies gelos vir dit? En toe kom die pastoor en hy sê, ek wil hê jy moet selgroepe begin. My reaksie was, wil jy my dood hê? Ek is klaar besig, 7 uur tot 10 uur die aand, en op Saterdag gee ek klas, op Sondag moet ek aanbidding lei, en ek moet fakkel opstel, en ek moet dit, en ek moet dat, en dat. En ek sit daar, en ek hoor die Heilige Gees. En ek sê, al hoekom ek dit sal doen, is omdat die Here gesê het, ek loop saam met jou. En as dit is wat jy dan sê, wat ek moet doen, al voel ek het nie. Is reg, ek sal dit doen. Ek sal begin, vreeslik moeilikheid gekry van die jeug ministry, want wat doen Cornelis nou hier, dan gaan ek na die pastoor, dan sê ek is in die moeilikheid by hulle, oor wat jy gesê het ek moet doen. Maar ek moes maar aanhou. En die einde van die jaar, met die afsluiting, moes ek voor almal sê, ek wil net vir die leierskap sê dankie, dat ek hulle gesien het, ek moet self begin, want ouens het hulle harte begin oopmaak, gas en rabbies en seer en goed het uitgekom, en hulle moes ondervang word, om 'n pad mee te stap, dat hulle veilig kan wees, en 'n pad mee gestap word. As dit nie vir die selle was, en dink ek het hierdie ding geval, en 2 jaar later, as gevolg van die selle, as gevolg van ouens wat opgeleid, ewe skielik is hier so 5, ewe skielik is hier so 10, ewe skielik is dit soveel, en op die ou end is daar 100, 200, 300 leiers nou al uitgestuur in verskillende nasies. Wat hulle presies doen, ons glo hulle doen die regte ding in Jesus naam. Amen. Maar meeste van dit was net onderwerp. Onderwerp. Is ons met mekaar. Maar daai gehoorsaamheid is nie, I worship the leader. Nee, glad nie. Dis ons nou julle, die wat dit ken, maak of julle dit nog nie gehoor het nie. Toe ek met Kreari begin. Hoe het ek begin? Net, hou jou mond. Op een stadium het ek gesê vir myself, ja, ek moet net my bek hou en doen wat hulle sê. Niemand het al so iets gesê nie, nee. Weet, want ek het na die sukses met die produksie wat ek geskryf het, en ons is uit na die, terwyl ek nog 'n student was, uit na hoeveel plekke, en dit was net excellent geweest, en ja, ek wil met die ding van ouens wat ek kan nie dans, maar met ouens wat dans en drama, ja, ek het baie van dit gedoen, en die musiek en alles, ek wil met 'n span toer, dat ons die evangelie verkondig. En die leier sê nee. Opleiding. Right? Gaan bid weer. Kom terug. Maar 3 maande opleiding, 9 maande toer. Nee. Bid weer. 6 maande opleiding, 6 maande toer. Nee, gaan bid weer. Nou is dit al 4 weke later. Nee, dis al. 10 maande opleiding en 1 maand toer. Nee. Hoeveel bevestiging het ek nodig dat hierdie leiers my net wil beheer? En net vir my sê wat ek moet doen. Saak met wat ek by die Here, hulle het geen respek vir wat ek by die Here hoor nie. Net opleiding. Ek het begin met 'n hele jaar van toer, hulle eindig, op die ouend eindig net met 'n hele jaar van opleiding. Dis hoe Kreari begin het. Maar ek net moes shut up en submit. Maar die Here het gesê, jy stap met hierdie leiers se pad. En leiers sien ongelukkig fondasie wat nie baie exciting is nie. Ouers sien baie keer fondasie en die kinders voel nie, mag nou nie dit, mag nie dit, want jy sien fondasie wat jou kind nodig het. Jy sien fondasie. Maar weet jy eintlik in die gees ongelukkig is dit so in 'n kerk ook. En dit is nie omdat die leier perfek is nie. Dit is nie omdat jy perfek is teenoor jou kind nie, as pa of as ma, glad nie. Jy het genoeg baie meer foute as hulle al klaar gemaak. Hallo? Maak die pastoor, en jy is bietjie meer heilig in daai area as die pastoor, jy weet, en jy is ten minste meer so, of jy smaal beter, of jy dit beter, of ek weet nie wat nie. Maar,
Jy besluit waar het God jou geroep. Maar aan 'n onderwerp. En is 2 jaar, het ek 'n sekretaris, prys die Here, ek het 'n sekretaris. En nog 'n jaar, hier is iemand wat drama geswat het, wat help met die dramas, hulle nog hier, en Nikki en daai ouens begin al hoe meer opstaan, en Esmeralda en daai ouens wat door die Ancient of Days, daar, en hulle begin help, en hier is ons 5 voltyds, en die gat dit net, en dit gaan net, en dit gaan net, en die Here doen net 'n ding. En ek is genoeg besig, en die Here sê, al die syllabusse moet nou Engels wees. En ek dink, vir wat? Vir wat? MDK, musiekdrama kunstskool. MD2K, musiekdrama dansskool, kunstskool. Dit was ook net met Shut Up Submit. Julle ken, wie ken die dansstorie? 2, ek vergewe al die res. Emile, ek hoef jou nie te vergewe nie. Jy ken hom, daar sê. Nou wil ek dans doen, musiek, drama, kuns, maar ons moet die Dance Academy ook begin, want die dans is vir die Here, en ek maak 'n voorlegging, ek bid, ek sit alles, ek sit so 10-20 skrifte in 'n voorlegging vir Doom, daai geestelike leier Doom van Malta, jy moet jou storie ken, as jy na hom toe gaan. Duidelik, vra vir Tannie Treya. Jy moet jou storie ken, daai man, wat al hierdie gemeentes geplant het, maar hy was, geef hom die voorlegging, Doom, ons wil graag Dance Academy ook begin, en hy vat die voorlegging so, hy kyk oral na die ding, hy vat sy pen, hy trek die dans oral dood, dans is van die duiwel, bom, bom, en gooi die ding daar neer. Nou daar sit ek, wat doen ek? Nou bid jy in tale, jy laat die toren nie opwek nie, jy laat die regverdiging nie kom nie, Doom, ek kan vir jou so 15 skrifte gooi hierso, jy weet, wat die Bybel sê van dans. En ek sit, en ek wonder, Here, wat nou? Maar hierdie afspraak met Doom is uitgestel, Nikki hulle is al klaar besig in Harry Smit om syllabusse op te stel. Ek het nie gedink Doom gaan 'n issue hê met die woord, wat praat van dans, nie? Nee, die oorsprong van ballet, en die oorsprong van dit, en hy praat al hierdie goed, en verduidelik as ek luister niks, ek bid net in tale, ek sê nie, Here, ek moet nou seker vir hom sê, nie, want Nikki hulle is klaar besig. En net daar, en ek sê, Doom, maar Nikki het al so bietjie met 'n vlag, of 'n kloffie, het sy al so effens sy ekspressie gedoen in die tydens die lof en aanbidding daar in die kerk. Wat hy dit gesien het. En ek sê, Doom, as Nikki nou daai aanbidding wat sy het voor die Here, as sy nou daai aanbiddingsekspressie vat, en ander mense leer om die Here ook so te eer en te loof met so 'n nie die woord pieteit gebruik, maar jy weet daai meer gereformeerde woorde, en die Here so te loof, en as sy ander disipel om dit ook so te doen voor die Here, mag dit gebeur. En daai pen so gegooi, dan van die pen, ek onthou nou nog daai pen, wat so van hom vat, soos die eeu gevoel. Daai minuut. Ja, dis reg. Dis presies wat hulle doen. Dis presies wat ons wil doen. My goed, my sis, as jy gaan kies met 'n hart om gehoorsaam te wees, selfs aan leierskap, accountable te wees, met elke liewe ding wat ons staan, die ouens kan voel, ja, Cornelis en hy can call the shots nou, wat ook al. 90% was ek daai rigting, in leierskap gesê, daai. Grootste getuienis is, leierskap was beskerming. 4-5 jaar later, alles wat ek gesien het van uitgaan, het gebeur. Partykeer oor die 30 lande elke jaar. Oor die 30 lande wat in hierdie skool was, hoe massive is, al kom swat het. En impak het in verskillende netwerke. Maar wat? Hoeveel keer was jy al uitgedaag? As jy met God besig is, en besig is om hom te gehoorsaam, dan gaan God jou uitdaag. Maar dit gaan met leierskap ook wees. Dit gaan met mense om jou wees, vir wie jy gaan moet luister. Dis nie net jy en die Here, dis spooky spiritual. Dis 'n kankersel. Hy kan groei en gaan waar hy wil en hoe hy wil. Definisie van 'n gewone sel, van 'n liggaamsel, is hy's geonderwerp aan 'n ander stukkie van die liggaam.
ultimately onder die hoof Jesus Christus. Amen. Amen. Hoekom gehoorsaam jy? En die vraag is vir wie gehoorsaam jy? Of vra jouself af, is dit maar die law? Of is daar mooiheid? Is daar diepte? Is daar kwaliteit? Is daar liefde? Is daar liefde in jou gehoorsaamheid? Want God sê, as iemand my lief het, sal hy hierdie kwaliteit gehoorsaamheid hê. Sal hierdie die kwaliteit wees. En in daai plek sal hy 'n kwaliteit liefde beleef. Hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. Nou, die Here het die Vader hom gehaat voor die tyd. Die skrif sê dan, want so lief het God die wêreld gehad. Sy droomwêreld. Die nasies wat hy vir hulle beplan het. So lief het God die wêreld gehad. Nou, gaan hy eers nou jou lief hê? Nee. In beginsel het hy hulle lief. Maar die realiteit van die belewenis van kwaliteit, diepte, sinvolle liefde, gaan jy beleef wanneer jy tot God gaan met die woord in gehoorsaamheid. Dan gaan jou liefde sinvol wees. Dit gaan diepte hê, dit gaan kwaliteit wees, dit gaan ewigheidswaarde hê voor God, daai liefde. En dan gaan jy sien hoe die Vader daai selfde liefde, hoe hy dit vir jou het, want julle ontmoet op 'n heeltemal ander vlak. En in daardie plek moet jy weet, Vader, Seun, Heilige Gees, God drie-enig wil by jou woon. Want dit is die nuwe hemel. Hy sal onder die volke woon, hy sal onder die lofsange van sy kinders, hy sal onder die volke woon, en dit is die nuwe Jerusalem, dit is die nuwe berg Sion, dit is die nuwe hemel en aarde. Mag ek en jy deel wees van God se ultimate dream, sy absolute droom wat hy het. Mag die diepte en kwaliteit liefde wat jy het, gebaseer wees op die rede vir jou gehoorsaamheid tot God. Here, kom en doen dit wat U wil doen, asseblief. O Here, help ons om U hart te hoor. Vergewe ons elke stukkie ding wat nie van U af is nie. Kom brand die rabbies uit ons lewens uit, asseblief, Here. Here, waar ons nie eens besef het in naïwiteit, watter goed ons lei. Wys hy ons Heilige Gees. Die Heilige Gees kom wys elke man en vrou in hierdie week. Wat is die goed waarin ons gehoorsaam is, selfs in ons onderbewussyn, selfs in ons manier hoe ons saamgestel het, is in hierdie tyd. Here, maar dat ons gehoorsaamheid 'n voorreg is, that it will be beautiful in your eyes, our obedience, as an act of love, as an act of eternal value, because that is eternal life, to know you and the one that you sent, Father. Dankie, Here, dat U dit in elkeen van ons werk, in hierdie tyd, in hierdie seisoen. Dankie vir die voorreg, om tot U, met 'n kwaliteit liefde, te kan reageer, in die konsep van gehoorsaamheid. Loof U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen.